Here, op hierdie woensdagoggend wil ons stil word en U naam aanroep as die lewende God. Die Here wat homself aan ons bekend maak as die Vader, as die onderhouer, skepper Vader. Die Here wat hom bekend maak as Jesus Christus, die verlosser en saligmaker, die geliefde seun van God, wat deur die stort van sy bloed, sy dood en sy opstanding ons gekoop het as seuns en dogters van die Vader. Maar dan aanbid ons U ook as die Heilige Gees, as die Heer en lewendmaker, die een wat gekom het om ons ook in die regte pad te lei tot eer van U naam. Seën ons dan in ons saamwees vanoggend. Dankie dat U ons God is, dankie dat U goed is, vol genade, vol waarheid en bovenal vir elkeen van ons onuitspreeklik lief is, so lief dat U U lewe aan die kruis vir ons afgelê het. Ons dankie en ons eer U in Sy wonderlike naam, Jesus die Here. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus deur die werking van die Heilige Gees. Nou ek wil weer vir julle die gedeelte lees wat ons ook met Hemelvaart gelees het, naamlik Handelinge hoofstuk 1. En ons gaan dieselfde 11 verse lees. Belangrik, ek help my altyd en sê as hy hier skryf Lukas en hy sê my eerste boek Theophilus, dan bedoel hy die Lukas Evangelie, en as jy mooi gaan kyk, dan is daai versie maak sin, as hy sê, ek het alles beskrywe wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. So hy het alles verduidelik en gepraat, so as jy lekker tyd het, lees Lukas deur, en dan sien jy letterlik hoe die twee so aan mekaar hak. So, voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. En in die loop van 40 dae het hy op baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In hierdie tyd het hy verskeie geleenthede aan hulle verskyn om met hulle oor die dinge van die koninkryk van God te praat. Dan het ek nou al vir julle gesê, vers 4 staan vir 'n mens uit, terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem al weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Môreoggend praat ons oor hierdie gedeelte, toe hulle 'n keer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? En hy het hulle dan geantwoord, dis nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Dit waarby ons stil staan vanoggend. Vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. En dan die bekende gedeelte, wat ons op Hemelvaart gelees het, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hulle weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die toe vir hulle sê, Galileërs, waarom staan julle na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ons lees tot sover. Ek wil graag vers 8 weer lees.
En dan wil ek julle aandag op 'n klein woordjie in vers 8 vestig vanoggend. Om iets begrip voor te kry van wanneer die Here sê, gaan maak die mense my disippels, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, as hy sê, gaan verkondig tot aan die uithoeke van die wêreld. Kom ek lees dit vir julle stadig, dan sê ons, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, en dan ons kort Afrikaanse woordjie, sowel as in die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Wat sê dit vir ons? En ek wil hê ons moet daaroor begin, want dit hak baie nou by wat ons gister gesê het, gaan die wêreld in en maak die mense my disippels. Ons kan baie maklik Handelinge 1 vers 8 lees, asof die versie lees en sê, julle moet getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, uithoeke van die wêreld. Met ander woorde, dit nommertjies gee en sê nommer 1, nommer 2, nommer 3, nommer 4. En dit maak dat baie mense sê, maar weet jy, ons moet net hier in Jerusalem werk. Ander mense sê weer nee, maar weet jy, ons moet eerder Samaria toe gaan. Of daar's dies wat sê Judea. Dan het ons gister vir mekaar gesê, dis ook nie internasionalisering, met ander woorde, ons gaan net ver weg om sending te doen. En ek wil hê ons moet hierdie hak by mekaar en sê, ons het mos gister gesê, die gaan maak disippels, lê die klem en die opdrag in die woorde van die Here wat sê, maak die mense, onthou julle het ons gesê, my disippels, bedoelende Jesus se disippels, nie ons eie disippels en navolgelinge nie, want soos wie word ons? Hoe langer hoe meer soos Jesus. So as ons dan vandag vir mekaar sê, dat ons tot aan die uithoeke van die wêreld te moet gaan, dan moet ons vir mekaar sê, en ons moet disippels van al die nasies maak. Het ek net nou, en ek hoop nie oom gaan omgee nie, ek het gehoor wat oom gesê het. En dit pas aan by dit wat ons vanoggend gesê het, is hoe fenomenaal dit is, dat ons hier sit, dat nie ver hier vandaan af nie, by nog 'n plek, daar mense by mekaar is vir 'n soortgelyke byeenkoms, en dat daar op verskeie plekke vandag 'n Pinksterdiens gaan wees, dat daar ander mense is wat by mekaar kom, en die fenomenale van dit alles is dat God oral by almal is. En dis mos nou hoekom ek en jy in lied 190 sing, bokant ons begrip verstand, hou hy al wat is in stand. Psalm 139 sê dit ook, hierdie goed is net, it's too mind-boggling, dis net te groot vir my klein brein, om hierdie almag en grootheid van God te verstaan. So, kom ons sê dit vandag vir mekaar. Soos ons vir mekaar gister gesê het, algaanende soos wat julle gaan, maak julle disippels, is Jesus se opdrag hier van getuienis, dit moet gelyktydig plaasvind. So daar moet getuies wees, wat in Jerusalem getuig, en daar moet mense wees, wat terselfdertyd in Judea getuig, daar moet terselfdertyd mense wees, wat in Samaria getuig, daar moet terselfdertyd mense wees, wat tot in die uithoeke van die wêreld getuig. Hoekom? Want daar's oral kinders van die Here wêreldwyd.
So kom ons sê net vanoggend vir mekaar, as die Here sê, gaan maak disippels, dan sê hy dit vir sy kerk. En waar is sy kerk? Wêreldwyd. Gaan die wêreld in en maak die mense my disippels. Julle sal my getuies wees tot aan die uithoeke van die wêreld. Hoekom? Want oral in die wêreld is daar mense wat hom aanroep as Vader, Seun en Heilige Gees, wat in God 'n Vader het wat sorg, 'n Jesus, Seun van God het wat gesterf het vir hulle sonde, en wat 'n Heilige Gees aanbid as die Here en lewendmaker, as die trooster, as die voorspraak wat hulle bystaan. So daarom is dit krities belangrik om te besef dat die Here met sy kerk praat. Hy sê, julle wat oor die uiteindes van die wêreld bly, julle moet disippels maak. Julle moet getuies wees. Hoe doen julle dit? En nou môreoggend gaan ons nou daai sleuteltjie oopmaak en sê, dis deur die krag van die Heilige Gees. Nou, ons kan dalk in Suid-Afrika vir mekaar sê, ons het dit dalk nie so moeilik soos die mense in Beirut nie, of in die plekke waar hulle mekaar so stik en skiet, en daar oorloë is, en allerhande dinge. Maar uiteindelik is hierdie opdragte onder leiding van die Gees aan die ganse kerk. En daarom moet ek en jy vandag moed skep en vir mekaar sê, wêreldwyd. Op 'n stadium in die Bybel, as mense praat oor lyding en swaar kry, dan sê, ek kan nie eens onthou wie dit is presies wat dit sê nie, maar dan sê net, onthou net, julle is nie die enigstes wat swaar kry nie, julle is nie die enigstes wat ly nie, daar's wêreldwyd mense wat dieselfde ontbering as julle moet ondergaan. En dan sê hy mos, geseënd is julle as julle ly ter wille van my naam. So kom ons sê dit net vir mekaar, dis geweldig belangrik, dat ons, as ons hieroor praat, oor getuienis wees, oor disippels maak, dat ons vir mekaar sê, ons is besig met ons gestuurdheid na die wêreld toe. Iets daarvan is disippels maak, iets daarvan is getuienis lewer. Baie belangrik, as Jesus, en dit kan julle so aan die einde van Lukas 24 gaan lees, al by vers 48, dan sê hy vir sy disippels, julle is getuies van hierdie dinge. Nou as jy die twee boeke by mekaar sit, Handelinge en Lukas, dan sit 'n paar verse uit mekaar uit. Julle gaan getuies wees van hierdie dinge, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees. Dis so, eintlik dit loop net so in een, dit loop net so oor. So wat moet ons vir mekaar sê? Kom ons begin deur die volgende te sê. As die Here hierdie opdrag gee en sê, julle is die getuies van hierdie dinge in Lukas 24, dan moet ons onthou vir wie gee hy dit. Op daai stadium gee hy dit vir die ooggetuies. Nou julle weet hoe werk 'n ding met 'n ongeluk. Ongeluk kan jy nie getuienis af lê op grond van hoor sê nie. As daar 'n misdaad plaasgevind het, kan ons nie op hoor sê getuienis gaan af lê nie. Daarom vra hulle altyd, as daar 'n ongeluk was daar enige ooggetuies? Met ander woorde, was daar mense wat presies gesien het wat gebeur het? So as Jesus begin in Lukas 24 en sê, julle is getuies van hierdie dinge, met wie praat hy? Hy praat met daai groepie wat saam met hom was, en wat ons uiteindelik as ons Handelinge lees hier by die volgende gedeelte hier by vers 15 rond, dan sê ons, daar was omtrent so 120 gelowiges, so daai groepie was so 120 sterk op daai stadium, vir wie hy gesê het, julle gaan getuies hiervan wees. Julle wat alles gesien het, julle gaan vir die mense vertel van my werke. Want die disippels het met hulle eie oë soveel goed gesien wat Jesus gedoen het.
Met ander woorde, kom ons dink net, al het hulle dit op 'n afstand gedoen, al het hulle weggekruip, al het hulle weggehardloop, maar die meeste het gesien met hulle eie oë hoe Jesus gekruisig is. Uiteindelik stil na die leë graf toe, almal nie noodwendig dadelik geglo nie, maar hulle het gekyk. Hulle was ooggetuies van sy lewe, sy liefde, sy bediening. So die realiteit wat ek en jy vandag vir mekaar moet sê, is niemand van ons sou in dieselfde klas as die oorspronklike ooggetuies val van wat Jesus se aanvanklike werk op aarde gesien het. Nou wat maak ons dan? Dan sê ons vir mekaar, daar's 'n volgende ronde van getuie wees. As die ooggetuies gewees. Maar jy en ek wat vandag hier sit, het besondere ervarings met God gehad, het dit, kry dit nog steeds, sal dit in die toekoms nog steeds hê, wat ander mense nie het nie. So ek en jy het getuienis aangaande ervarings, persoonlike ervarings, wat ek en jy met God het. En daarom dat die Here sê, julle sal my getuies wees. Julle het goeie nuus. Julle het 'n storie om vir die wêreld te vertel. Julle het nuus vir 80-jariges om te sê, maar in my ouderdom het die Here my nie vergeet nie. Nou dat ek grys en oud geword het, het die Here my nie laat gaan. So wat sê dit? Dit sê, ek en jy gaan nog steeds mondelings met ons monde getuig oor die groot werke van God in ons lewe. Ek en jy gaan met mense kommunikeer en vir hulle vertel van dit wat in my lewe gebeur het. Nou iets belangrik. Baie belangrik, hoor mooi. Dit help ons met weer die ooggetuie ding. Ek en jy kan net getuig oor dit wat met ons gebeur. Natuurlik luister ons en hoor ons ander mense se getuienis wat ons versterk en bemoedig. Maar ek en jy kan net getuig uit eie ervaring. En ek weet, ons het baie keer daar 'n probleem. Want jy kry mense, en hoor my mooi as ek dit sê, jy kry mense wat so welsprekend is, dat ek en jy wat wil sê, weet jy, die Here sorg vir my, ek het kos, ek het klere, ek het 'n bed om in te slaap, ek word goed versorg. Dat as jy dit voor mense moet sê, teenoor hierdie, mag ek sê, geweldige, indrukwekkende getuienis, dan voel ek en jy minderwaardig. Dan voel ek, is dit die moeite werd om dit te sê. Hoor net wat sê hierdie mens. Daarom belangrik, ek kan net getuig oor dit wat in my eie lewe gebeur. Dit wat ek persoonlik uit eie ervaring kan deel.
So as ons effektiewe getuies wil wees, moet ons vir ander vertel wat gebeur het toe jy Bybelstudie gedoen het. Want jy het 'n spesifieke gedeelte gelees, en op daai stadium het jy beleef dat die Here met jou daaroor praat en vir jou iets daaruit sê, en dit het op daai stadium vir jou lewe betekenis gehad, en daarom kan jy dit deel. Gaan dit wat jy deel noodwendig die ander persoon aanspreek? Gaan dit noodwendig vir hulle 'n antwoord gee vir hulle situasie? Dit weet ek nie, dit weet jy nie, maar wat sê die Here? Wees my getuie. Wees gehoorsaam. Doen wat ek van jou vra. En daarom wil ek by jou pleit, moet nooit jou getuienis geringskat. En dan dink ek weer aan die vraag, toe Jesus die menigte gesien het, en hulle honger was, en ek sê, gee julle vir hulle iets om te eet, hulle sê, maar, waar moet ons iets kry, en ek sê, wat het julle? Dit was die broodjies en die visies. Nou weet ek en jy wat die Here daarmee gedoen. So daarom is my eenvoudige, uit die hart getuienis, in die hande van die Heilige Gees, 'n kragtige instrument, waardeur God dinge kan doen, wat ek en jy in ons wildste drome nie verwag het nie. So hoor mooi vanoggend, wees jy net gehoorsaam en getuig. Môre sit ons by wat sê, onthou nog net, jy doen dit, hierdie getuienis ook nie eens in jou eie krag nie, jy doen dit met die krag van die Heilige Gees. So die Here gebruik dit om verandering in mense se lewens te bring. En soos my en jou getuienis geweldig belangrik, maak dit 'n deel uit van God se verlossingsplan in hierdie wêreld. Ek wil hê julle moet een sinnetjie onthou vanoggend. Julle alles wat ek gesê het, vergeet, moenie hierdie sinnetjie vergeet nie. Ek en jy getuig. OK? Ek en jy getuig. Die Heilige Gees oortuig. Hoor julle my mooi? Ek en jy getuig. Die Heilige Gees oortuig. Kom sê ek dit baie pertinent. Want baie keer getuig ons, en dan raak wat 'n spontane, geesgedrewe getuienis is, 'n godsdienstige woordewisseling oor wie's reg en wie's verkeerd. Daarom dat ek sê, jy getuig, die Heilige Gees oortuig. As God my opdrag gee om 'n getuie te wees, Jerusalem, Judea, Samaria tot die uithoeke van die wêreld, dan sê hy, jy hoef niemand te gaan oortuig nie. Los dit vir die Heilige Gees. Getuig jy net. So daai sinnetjie. Jy getuig, ek getuig, Heilige Gees oortuig. So los dit vir hom. Die gedagte van getuienis, die gedagte van die verkondiging van die woord van God is dat dit vir mense vrede moet bring. Dat dit hulle tot rus moet bring. Nie dat dit mense moet kwaad maak nie. Kom ons begin en ons sê vir mekaar, en dis nou daai sowel as gedeeltetjie van ons
in ons Afrikaanse vers 8 wat sê, waar moet hulle oral getuies wees? En Jesus begin dadelik, hy sê Jerusalem. Hoekom Jerusalem? Jerusalem was die plek waar hulle hom gekruisig het. Ek dink nogal, dis 'n plek wat nogal moes hoor van Jesus. Hulle moes nogal hoor van sy goeie nuus. So hier waar sy teestanders was, hier waar die mense gesê het, maar ons soek jou nie eintlik hier buite nie, hier moet dit vertel word. So hulle moes aan hierdie stad kommunikeer, wat Jesus verwerp het. Daar moes hulle gaan getuig. En dan sowel as kan jy natuurlik ook met 'n ander Afrikaanse woord vertaal en vir mekaar sê terselfdertyd. Jerusalem, Judea, Samaria, uithoeke. Dit kan alles gelyktydig gebeur. Inteendeel, soos ek nou hier staan en praat met julle, is daar spreekwoordelik in Judea en in Samaria en in die uithoeke van die wêreld nog mense wat besig is om te doen wat ek nou doen. En dis die uitvoering van Handelinge 1 vers 8. Julle sal my getuies wees tot aan die uithoeke van die wêreld. En dit maak nie dat ons getuienis dalk net nooit ophou nie. Ek het gister vir julle gesê, ons tree nie uit diens uit nie. Daar's nie 'n pension pakket nie. Daar's nie ek is nou klaar disippels gemaak nie, ek is nou klaar getuig nie. Maar wat sê Jesus nog deur hierdie sowel as of terselfdertyd? Hy sê net almal is ingesluit. Hy sê niemand mag oorgeslaan word met die goeie nuus nie. Daar mag nie 'n mens op hierdie aarde wees wat sê ek het nog nooit gehoor nie. Julle onthou met die Ethiopiër wat gery het op die wa en wat die boekrol van Jesaja gelees het. En toe vra Filippus vir hom, verstaan jy wat jy lees? Toe sê hy die volgende: hoe kan ek verstaan as iemand dit nie vir my uitlê nie? As iemand dit nie preek nie, as iemand nie vir my sê wat dit beteken nie. Dan weet ons mos nou, hy het op die wa geklim, saam gery, saam gepraat, uiteindelik gestop, hy's gedoop en daar's 'n baie mooi afloop van die gebeure. So belangrik. Baie belangrik. Niemand uitgelaat. Niemand word geïgnoreer nie. Niemand is buite die sorg van God. Almal is ingesluit. Almal is welkom. All included. Nobody excluded. God se wêreldwye verlossingsplan sluit die mense in van alle nasies. Ek maak klaar. Wanneer laas? En hierdie is nie 'n guilt trip nie. Hierdie is nie om skuldgevoelens te wek en jou te laat sleg voel nie. Wil jy moet net bietjie dink daaroor. En dan praat jy met die Here daaroor. Maar wanneer laas het jy getuig oor wat Jesus Christus vir jou persoonlik beteken? Dink bietjie. Wanneer laas? Wanneer laas het jy die vreugde van jou geloof en jou getrouheid en jou gehoorsaamheid aan God met mense gedeel, of hulle vertel? Want ek wil hê jy moet ietsie hoor, dis hoekom môreoggend vir my belangrik is dat ons daaroor praat. Ons is mense.
En baie van ons, en moenie my vra hoekom nie, maar dis nogal 'n redelike ding wat ons kry, leef met 'n tipe van 'n minderwaardigheid, van ek is nie goed genoeg nie. En dit spoel oor na ons verhouding met die Here toe. Ek het net nog gesê, jy moet nooit jou eie getuienis geringskat nie. Maar dit gebeur tog. So, nou kry ons dit mos nou baie keer. Dat ons in situasies is, en ek weet, hier in my binnekant, en ek begin sulke gevoelens, jy weet, sulke kriwelinge in my nek, en in my rug kry wat sê, maar, hier is 'n situasie waar jy iets moet sê. Hier is iets wat hier besig is om te gebeur, waar die woord van die Here kan 'n verskil maak. En dan bly ons baie keer stil, want ons sê, het julle dit al gehoor, ons wil tog nou nie die vrede versteur nie. Of terwille van die vrede, kom ek bly eerder stil. Nou as ek na Jesus kyk, dan hy het nie stil gebly terwille van die vrede nie. Hy het vir die ouens gesê, luister, is okay, julle kan so maak, maar kom ek sê net gou vir julle ABC. So dis vir my verskriklik belangrik om vandag vir jou te sê, wanneer ek en jy stil bly, sê Jesus, die klippe sal dit uitroep. So ek en jy moenie stil bly nie, want wat maak ons? Deur stil te bly en nie te getuig nie, ontneem ons ander mense die geleentheid om die goeie nuus van Jesus Christus te hoor. Ons ontneem mense die geleentheid om deur ons getuienis bemoedig te word en versterk te word en aangemoedig te word. So al is dit 'n klein woordjie, 3 sinnetjies. Doen dit. Moenie bang wees nie. Getuig. Vertel. Die wêreld moet dit wees. Moet dit weet. En daarom wil ek pleit en sê, kom ons wees spraaksaam. Daar's ander goed waar ons so baie praat en so maklik kan praat. En nou wil ek sê ons kinders so maklik nie, maar we do. Is vir my verstommend, ons kinders so maklik, maar as dit by getuienis kom, dan het ek nie woorde nie, en ek weet nie wat om te sê nie, maar julle, my brein is flink dink as ek skinder. So kom ons word spraaksaam. Kom ons wees spreekbuise van ons Here. Algaande, oral waar julle gaan, van plek tot plek, deel die goeie nuus. Wees getuies wat die boodskap oordra. Plaaslik, in die dorp, President Hyper, liewe bank, of jy 'n kliënt is, die dokter se spreekkamer, enige plek, hierso waar jy bly. So kom ons getuig, kom ons vertel oral oor, wat die wêreld moet weet. Kom ek gee 'n paar oomblikke tyd vir stilte.
Here, as ons stil is vanoggend, dan wil ons vir u vra, help ons asseblief om getuies te wees. Oral oor, wêreldwyd, disipelmakers, getuies, almal mense wat heenwys na Jesus as die lam van God wat die sonde van die wêreld weggeneem het. Seën ons in hierdie dag en mag ons elke geleentheid benut om te vertel van dit wat U in ons lewe doen. Amen. Ek groet ons aanlyn kykers, ons praat môreoggend, net na 10 weer. Totsiens.